So coming into this space is very significant because this is where it all started. You know, as far as the pain, you know, is concerned. So coming into this space generations and generations later, and symbolically walking around the space and into the different parts of the star, you know, I mean, even if you look at sacred geometry or you look at Freemasonry, like, what does the star mean? I mean, there's a lot of, there's so many different ways of analyzing this space and what it symbolizes to different people. But coming into this space and healing this space on a molecular level, on a spiritual level, on a historical level, it has impact for our entire nation, the entire continent. Listen, people, the circle, please. So this space needs to be blessed, and Cape Town needs to be blessed. And the people that died because of the space and through the space and alongside the space, their spirits are still roaming. Ik weet het nou, ons het een paar weken terug, ons het uit die Andries Weiland moest vertrekken. Ja, ja, hij was dus hij was blessed geweest, ja. Ons het meestal niet tegen maar niet aanbeweeg, maar de zon beginnen smijten heavy die dag zingen. Ja, maar ons het geachieved, ons wou geachieved. Onze main goal was geweest om die oude energy grids weer stijf te trekken, man. Die touwen wat zo die nasie in die landen, in die dorpen bij elkaar, weer een beetje stijf te trekken, een beetje sterker te maken. Hoe was die ontvangst, mister? Ontvangst was bijna goed geweest overal. Je kan zien, ik heb nou nog in mijn voeten gewassen. Die is nog in het begin van die loopsefilus. Die scroll zie was mijn broer, man. Die troot. En die kreeg slechte goeders in het dorp. En die verslecht behandelen in het dorp. En je voeten gaan afwas. Hij stof van het dorp van afwas. Om mijn bedlak weg te gaan vangen. Nou, het was net goed gebehandeld geweest. Daarom mijn voeten zo van je weet, ja, man. Je weet het. Van George, ja, ik is van Joey's oude town. Vertel, hoe was die inzichten, man? Ja, die trot was mindblowing geweest en die mensen op die pad. Die mensen op die pad was die hoogtepunt. Uppington, Oma Esau, Katrigwa, wat die noodtaal aanbiedt voor die kinders. Is dit nou by die skool, meester? Sy het 'n opstaan, hy sien voor 'n jaar wat sy die klas gee voor. Dis in Uppington, ja, en dan in Van Rensburg dorp het ons vir ouma Lena ontmoet. Sy en al haar dogters praat nog die taal. En om in die huis in te stap en jy hoor dit. En veral as jy nie bekend is met die taal nie. En jy hoor dit, dan dit maak jou hart bly. En dit gee jou hoop dat wat ons doen of waarmee ons besig was of waarmee ons besig is nie in vain is die vernietig. Ons doen dit nie vernietig. Ek het gehoor by meester jy is die spokesperson van die hulle noem my die spokesperson, ja. Wow. Wow. Is my nuwe naam, ja.
Deel van die staptog vanaf die begin af, deel van die maal 7 wat toe maal 12 geraak het en toe 21. So sit ek nou. Wat is jou, vertel ons aan die ondervinding op die pad missie? Waar moet 'n mens begin? Kyk, die stap, 'n mens kan nie opsom in een stukkie van die ondervinding. Jy kan nie eens opbreek in seksies. Okay, Mr. Wie is Mr. nou weer? Anthony Sidras. Okay, Is hy die bekende musikant? Tony Sidras. Regtig man, ook het nog nooit vir u gemoet moes. Ja, ek vir u kom ontmoet. So u is nou al 'n paar jaar terug in die land. Ek is nou 'n paar 2,5 jaar terug. Regtig man. Ja, blus man. Hier is my buis, as hulle my wil hê aan die buiteland moet maar weer my tikke terug. Okay.
Nee, dis hy kom. So vertel 'n bietjie vir ons van jouself. Ons ken mos nie vir u nie man. Nou, Ek ek ken is hy- boer in Lousebos man. Pragtig. Elsjesrivier. Lieflik Mr. Herman. En ek sê altyd vir die laities, kyk nie, dit maak nie saak watter kraal jy kom vanaf. Pragtig. Watter college jy hoef nie om iemand by 'n college te gaan nie, because die educasie hier was in een rigting bedoel om jou dom te maak Pragtig. van onze cultuur af. Dis hy. So ek het al baie jonk al ondervind, you know, I realized, I told my mother, I'm not going back to that school, mother. Rustig. Because they are only here 50 years of our history. If you were telling me 150 years, Dis hy. dit maak nie sens nie. So ek het gaan kyk waar onze mense vandaan kom. Okay. Ek was in die Kalahari, ek was in Botswana, ek het getravel ons land. Binne Namibië en Kurwan, allemaal die plekke voor ek buitenland toe gegaan het. Hoe vind jy nou die Cape Flats nou agter die na die Dit lang is baie disturbing wat ek terug huis toe kom, wat gebeur is aan onze mense, met die dopstelsel en die tikstelsel, die ons gewoon gekry het. En ons is by mekaar nou met onze organisasie, in die RASA, om dinge te probeer verander, Dis hy. hier, tussen onze mense. Eers, ek wil ons allemaal met mekaar gewoon weer terug gaan om die instrumenten te maken en het introduce in die urban. Ek het gesien in die Perla, as 4 jong laatjies in die hoërskool, eerste keer wat ek sien, hulle kom van die skole met hulle bou. Ek het nooit gedink in my lewenstyd ek gaan sien kinders kom met 'n bou loop. Wat instrument bespeel u? Ek speel piano, ek speel die bou, ek speel gitaar, ek speel alles. Die Here het my geseën, you know. Ek het die hele wêreld gespeel al en altyd my originality gebly hou. In New York en oral as hulle vra, hoekom speel jy aan so? Wat is dit? Hoekom speel jy daai koord aan so? Ek sê, ons speel so in die Kaap. Is die blou man. Pragtig. Wap Sores, die blou man Pragtig, Mr. van die son. Waar presies in die Noord-Kaap is u? Ek is op Kopse gehad van die Steinkof. Pragtig. By daar op Kookfontein. Pragtig. Eerste was die naam is genoem Kookfontein, want daar het water uitgekook. Okay. Koetas. Ja. Beteken is die place where water boil from. Ja. Waar die water uitkook. Pragtig. Koetas. Die water is warm daar, Mr. Daar is 'n warme waterbron. Pragtig. You see, that is why they call it Kookfontein. Later het die settlers het kom genoem Steinkof, wat beteken klipkop. Pragtig. You see, Wat is die contribution? Wat is u contribution tot die total revelation van onze mense? in die wêreld van die kuns, in the art world, in the world of poetry, in the world of prayer, in the spiritual realm. Dis hy. There is where I lay I foundation. Kykie, so ons het hier reg baie kuns gepraat, mense soos in kuns gepraat, sien jy. Ons was kunstig. Maar die hele loop is basically die core van die kunsproses, sien jy hoe die klomp verskillende elemente vat, hoe hy elemente geproses en gegrind en gewerk word, sien jy, en gemeng word in ander goed en 'n unit vorm wat jy iets express mee man. Dis mos nog wat die loop gewees het, al die verskillende kleure van die palette, maar maak hy een portret nou sien jy, man moet nou kombine saam met ons. Ja. Hulle praat van kuns. Vandag gaan kuns net oor 'n wins. Ek sê kuns is uit die hart uit. It's from the heart. Art come from the heart. If art is life and life is art and life is priceless, then how can art have a price upon it? So our life in this time, everything we do, everything we say, everything we think, where we go, where we rest, where we rise, all and everything make a part of life. Therefore it make a part of art. It is just a perception and a value that man put in place upon this aspect of life that shake or that establish the foundation. So we do give Ek is deel van die arts and culture van die Rasa. Ngaru. Dis hy. Ngaru means to soar. Dis hy. Weergebore, jy gaan opvlieg. Pragtig. En met musiek, met taal, die namataal, saam met dreadlocks hulle. Pragtig. Allemaal hy ouens hulle saam, Dossep, allemaal die mense, ek het contact mee gemaakt. En ek need help. You know. Ons moet mekaar help om onze cultuur weer stadig maar seker by mekaar te sit en het weer te reintroduce. Vertel ons my na die dag, hoe voel die stap toch? Die staptog is meer as net 'n staptog, jy sien, meer as net die vlees. Baie meer 'n geestelike staptog, jy sien. Lees dit meeste. Ja, as ons stap so word ons herinner
Ou daar van ons ou mense hoe ons gestap het in die vroeë jare. Hoe ons as natuurwesens geleef het in die bos, in die natuur afhanklik gewees het net van die aarde en nie van mense nie. Bless it, Hy het meester. weer die ou essence of life teruggebring. Dank. Sodat man weer ingewees het saam met die natuur. Die staptog is 'n staptog waarin almal moet deelneem. Dis 'n staptog na die hart toe. Dis 'n staptog uit die hart uit na die hart toe terug. Dis 'n staptog uit die bloedlyn van tevore en die bloedlyn van nou. Dis 'n staptog wat niemand, ek sê niemand kan die staptog keer nie. Nie 'n kar, nie 'n selfoon, nie 'n elektriese draad, nie 'n stoof, nie 'n microwave, not a television, not anything invented by the human race can uproot the nativity of this stap. Dank mense. Ja, die konske Kunip, my naam is die Geelman, Titage hype die Kunip Hoekweb. Ek is daar waar die wolke by mekaar kom, die geelloper. Dank. Ja, vriendelijk van Sitters ook op my ID nommer. Ja, ja. Ek is van die hype, maar dat roep het met Kaapstad. Ja. Maar ek dink is meer Aapstad of Slaapstad. Dank. Is dit nou die nuwe gelaat wat jy Ja, nee, as ek maar die hele idee is ook om jou heeltemal in te sink in die kultuur en die aarde, groep uit, jy het ook saam ons gepraat en jy stap op het en het wys jy ook die krye, so ons het baie krye gekry op die pad, ons het ook diere gekry, so ons het baie die geeste van die plante, die geeste van die diere, die geeste van die aarde, van die grond, van die lug, van die wind, die geest van die water, allemaal het saam ons eindelijk in kontak gekom. So as jy loop, die karre is 'n dom ding, want die kar sny jou af, van allerlei af. Maar as jy loop, dan is jy in kontak met allerlei dinge, al die elemente. Selfs die vuur, daar was 'n tyd toe ons om die vuur gesit het, en die geest van die vuur het ook saam ons kontak maak. So dit was vir my soms was het trane, soms was 'n groot smaal van oor tot oor, maar is alles in die hart. So therefore, I contribution to this earth as a human being, as a being of existence, is to share the value of life and to make known to those that life is priceless and price is lifeless. You can't buy nor sell this life, no matter what people do, no matter what people say, no matter what the system do or establish, no matter the government and their plan. None of them, no plan shall work out if there is no God in it. So, en ons kan nie sê dat ons eie brothers en ons sisters wat saam met ons die struggle moet struggle. Everything must be equal, everything must be truthful. So the time shall come, en dit is die tyd. Daar is 'n ander tyd nie. Ons het gestap vir die tyd. Maar Lord, ek dink ons is besig met 'n baie groot stryd. Die stryd wat ons besig is om te baklei is die stryd van geregtigheid. Sien nie man. Ons kom nou 'n klompie jare met die stryd aan ons. En ek dink die stryd het nou sy momentum bereik waar ons nou kan begin regtig mobilize, organize, conscientize. Sien nie man. Want die tyd is reg nou man. Ek sê vir die brother nou, ek is so bly en ek voel humble man. Net om te kan sien dat ons youth rise man. Ja. Hulle vat hy boodskap vorentoe. Daar wat ons gelos het. Die manne vat dit aan. En ons moet nou daai vigor. Sien iemand, daai spirit, ons moet daai spirit moet ons bou, ons moet daai spirit moet ons support. Ons kan nie die jong manne laat in 'n vacuum inloop nie. My bydrae is om bewusheid in die kinders te bring. Even die wat wil weet, hulle sal uitvind. So there where we go, our conversations we have is about enlightenment. To let the people see and let the people know that they have eyes to see and ears to hear. The right things they must do. So hierdie trot het al hierdie spiritual dinge weer wakker gemaak. En almal nodig hierdie spiritual verwittiging. En wake-up call, because ons mense regtig is besig om te slaap. Die spirit is strong in die regions, ja die man. In Ashton is die Khoi beweging is baie sterk daarso. Ek het die hele Langeberge bietjie gaan explore. Ja, ek sê dit so as 'n self-imposed sabbatical. Baie wel.
En daarvan het dus toch een move so in die verkeer so in die ander kant die Langeberg daar aan die Sierberg se kant tot in die Heidelberg en Aaron, die hele communities. Ja, dit het my gebleski hier van 2006 tot 2009. Toe kon ek so 'n paar lande besoek en die saak gaan neerlê. Sien jy man? Oor ons plaasmense se plek, die stryd. My roep tog na my wortels, van my kom vandaan. Kom nou al bitter lank aan julle sien, ek seker baie jonk, ek is 25 jaar soos ek nou hier so sit, maar ek is al meer as 11 jaar in die bedryf. Daar's Rokkongs in Beaufort nie. Wat vertel eens van eie. Kyk, is iets seker van ons mense wat ek nie like so om te praat nie, maar het is ceremoniële klippe wat daarop geslaan was om die volk bij mekaar te roep voor 'n kaya dans. Vir die heilige dans basis. Daar so ja. So in 'n het hulle so 'n event gehad in Beaufort. Nee, mens mag nie die Rokkongs is op 4 boere se plaas. Hoekom moet ek wat afstamming is van hierdie ras mense wat so lank hierdie grond gedrentel het, moet toestemming vra om by my erfenisterrein uit te kom? Ek is Gary Adriaanse. Ek is ook die senior van die kooi. En ek het 'n aangename stapie gehad. Het was 'n leersame stapie. Het was 'n geneesende stapie. Ek het 'n bietjie gevat en so aan. Die voet is nog wel 'n bietjie opgeswem, maar dat sê mos niks nie. Maar almal die fokus die jy maak. Wat die area is meeste? Ek is van die Meisenberg Oos. Hier in Kaapstad. En nie in Aapstad, nie Kaapstad, Aapstad. Lieflik. Dan nog iets wat jy wil sê vir ons? Al wat ek kan sê is die gebed wat die laaste opgegiet in die Namatau van die unity unit. Ek sal dit eintlik promote. Ek sal die gees eintlik daar oorspoel, sodat almal diegene wat so leierskap bewus is, dat hulle moet ingee en een begin te bekom. Ons almal te poging, en die poging is voor nie te regie. En die government kry lekkere uiting vir ons om dit te overrun, met die feite dat ons streng baklei, en nie eenheid kry nie. So unity bring streng. Die een sê hulle se eendrag maak mag. Die boere sê, die swartman sê, ons is verdeel, ons is nie verdeel nie. Ons net in ons eie klein hoekies, ons is nog dieselfde doeleinde, om as 'n volk by mekaar te kom. So, ek gaan nie nog val vir hom te sê, ons is unified, ons is unified. Kyk, ons praat nog. So, this walk from the Kalahari is a walk that takes us back to the ancient ways. Regtig. You see, Hoe was Kalahari toe meeste? yeah, ons het gegaan daar Dis in die terwille van ons herkoms en ons erfenis. True. Want ons mense, die Khoi mens, die eerste mens, die erkenning in die land wat ons noem Suid-Afrika nie. Regtig. Maar you can see all the coat of arms of this country. Daarop daai embleem is Khoi mense met 'n knopkierie en 'n spies. Daar's koringare, daar's ewen 'n lesse in die Khoi taal wat sê vereniging en diversiteit. Maar ons weet vir almal dat ons mense het 'n plekkie in die land. Nou die trot, die stap tog uit die Kalahari uit is om te bevestig dat ons menswaardigheid het en dat ons nooit kan geabroed word, ons kan nie verwyder word van ons herkoms en ons bloedlyn nie. So, ons volk is Nama, ons is Koranas, ons is Kochokwa, ons is Hesekwa, ons is Atakwa, ons is allemaal die kleins hier. Ek het soms vol inleiding geloop dat ek huis toe kom. Dit is vir my origineel gehoor aan die kant. Ek kan enige muziek gespeel het, wat het kom van die Khoisa en vol die tijd af. Daarom het mense, hulle was attracted tot by my daar in die buitenwereld. You know, ek het nooit my roots vergeet. Sien nie man, die family wat ek gedink het is my family, is my family. Dis so ja. Sien nie man, dat as jy God embrace, as jy Jah embrace, die mense wat vir Jah saam met jou embrace, dat is jou family, dat is jou brothers and your sisters. You can all see that the ancient ways is in danger. Like the species, like the elephants, like the rhinos, like all of the creatures of the earth. The system they want to make it die out. So they want us to go from nature
into this baby wrong, into the system. So ons moet afhanklik bekom van mense en nie van onsself, van ons vader en van die natuur af nie. Sien nie man, wat soos die brother nog gesê het, die brother Dan gesê het, dit is waaroor die trot gaan. Dit gaan oor ons geskiedenis. Dit gaan oor, kyk die man, ek sê altyd, ek is nie 'n Khoi nie, ek kan nie Khoi status claim nie. Ek ken my background, ek is een van die colonialist products wat hier gekom het en baie van die privileges enjoy it. Maar ek kan confound ook nou dat die privilege life wat ek geleid het, hoe ek groot geword het, dat beteken my niks nie man. Goeie nee, ons na tadasa, tuatama, ons ke. Die strijd duur voort, maar ons gaan nie lê nie. Ons gaan nog altyd voortgaan. Een vuur het baie vlamme en die vlamme word deur die stem van die Vader verdeel en saamgebring. So ons is die een vuur, one fire with many flames. We are one feather. We are one wing with many feathers. So we are one bird with 2 wings. We are one flock. We are many birds. We are one forest with many trees. We are one landscape with many sand grain, with many rocks, many plants. We are one sea with many waves. So therefore, even an island need the sea to be an island. So just say, no man is an island, and no man shall stand alone. So therefore, the heartache and the pain of the indigenous nation, even the native people, ons kan almal sien, our people don't have a benefit in this life, especially the Khoi. So we come with the voice of the ancients. So let us be heard, and let our will, not our will, but the will of the ancients, because our will that we have has become a will of the flesh. So we must come and convert to a will of the spirit. And that will shall last forevermore. That is the will of Hutse, Abotse, the Most High. Ganganschi, Otkachi, Dielotse, Dielotse. Ganganschi, Otkachi, Dielotse, Dielotse. Ons praat van dieselfde doel en die bou wil ek wil 'n orkestra maak in die Kaap met die bouse, die rietvloer en die ramkies. Ons maak hier 'n werkswinkel wat ons bymekaar kan kom en 'n academy kan vorm hier. Ons kyk nog vir buildings in die Kaap hier en in Etlon en ek is besig met sulke goede. Ons moet die pad wat ons voorberei het, ons moet die pad moet ons nou continue om te maintain sodat die youth en die manne met die knowledge en die skills en die gawes wat die Here vir ons gegee het, né? Ons moet hy skills met ons bouking, ons moet avenues create vir die youth en vir die jong manne met die gifts. Sê my, hoe vind jy die bevrydingsstap? My Lord, ek wil graag deel van die bevrydingsstap, maar ek moet nog self bevry word. Okay. Ja, my Lord. Ja, as die bloks groei, you know, as 'n man trot vir jare en die begin regtig trust in die Jah. Ja. En dan jou lewe meer as jou eie nie. En jy moet maar move soos die spirit move. Sien nie man? En as die Lord vir jou sê kyk jy so humble en laat dan is daar rede vir die humble. Sien nie man? So ek kon nie op die trot gegaan het nie, maar ek support die trot 120%. Ons mense is weggevat van die natuur af en 'n vinnige lewe in wat as progressie. Dis hy. 'n naam gegee raak van progressie. In the name of progression. Dis hy. They slew the nation. Okay. And our people become dependent on the government. Daf. Kos as my mense by die huis nie 'n stukkie brood het nie. Dis hy. Dan kan hulle nie glimlag nie. Daf. Brood moet vandag met geld gekoop raak. Dis hy. En die vroeër daar dus koring geplant en koring gemaal. Vandag het die regering oorgevat met sy kolonialisme, sy kapitalisme en allerlei dinge tot bydra gedra. Ons mense vandag verskeurd is in die verdeeldheid. Het gemaakt dat onze mensen niet kan om 1 vuur meer samen zitten. Dat is je grootste cry, de grootste treur, de grootste wind van de aarde. Maar the earth is crying for the children to sit around one fire once again. My name is Tanya Kleina Sidras. I'm with the organization called IRASA, the Institute for the Restoration of the Aborigines of South Africa. I just want to say for those that have sacrificed on behalf of the nation, because it was a sacrifice. We look upon you, you know, you walked in the footsteps of our ancestors. And many of us, I believe we have one common goal. We have different approaches. This was one of the approaches that you guys have embarked upon. And I think that it sent a very strong message to all of us to say that it is about sacrifice. We need to endure. But at the same time, it was, to me, it's a walk of deliverance. It's a walk of our liberation, of our freedom.
And we could not stand aside, and I want to say this from my heart. I cannot speak for those who are not present here today, but I feel it's an absolute disgrace, because this is the example. We cannot talk about unity. We cannot talk about us having a common fight if we come out in this kind of representation. It's very bad. The largest majority of our people are within the Western Cape. Where are our Khoisan leaders? Where are their voices? If the minister calls, if the department calls, they're out there in their forces. And I think it's time that we start reckoning. We need to reflect, and we need to start saying we need to be more vocal about these things. And I say to Kratawa, this is Kratawa here. This mother walked on behalf of all the women. She was the voice for the women amongst all of the men, all the brothers. And I just feel empowered, you know, when I looked at her and I saw her face. You know, we prayed and we fasted because we weren't part of the war, but our spirit was there with you.